Okay, so ons gaan eers net gou deur die reguit lyn gaan. Skets vir my y is gelyk aan 3x min 6. Y gelyk aan min 'n derde x plus 12. Y gelyk aan 5 en x gelyk aan 2. Ga op jou eie. Okay, so nou in die eerste plek, jy is nie meer graad 9 nie. Ek wil nie 'n table iewers sien nie. Ek wil nie 'n calculator table iewers sien nie. Jy is veronderstel om te weet wat elke stukkie in die vergelyking beteken. So as ons begin met die y is gelyk aan 3x min 6, die min 6 is ons y-afsnit en die 3 is die helling, né? So die min 6 sê vir jou hy gaan onder die x-as iewers moet sny en wat sê die positiewe 3 helling vir jou? Hy moet stygend wees, né? Nou die enigste manier wat ons gebruik om reguitlyne hierdie jaar te skets is die dubbelafsnit metode. So jy werk 'n y-afsnit uit, jy werk 'n x-afsnit uit en jy teken hom. Dis dit. So uit hierdie een uit gaan ons sê ons y-afsnit is min 6 vir 'n x-afsnit. Stel ons y gelyk aan 0, dan gaan daar staan 0 is 3x min 6. So 6 is 3x, so x is 2. Reg? Nee, dit. Nou as jy hom dan gaan teken, hoe gaan hy lyk? Hy moet die y-as by min 6 sny en die x-as by 2 sny. So hy moet so opgegaan het deur 2 en min 6. Nou as hulle vir jou in die vraestel vra om dit te skets, moet dit obviously op skaal wees, maar dan behoort hulle 10/1 ook vir jou asstelsel by te gee om hierdie ding op te teken. So dis hoe daai een moes lyk. Dan y gelyk aan min 'n derde x plus 12. So daarso gaan ons sê ons y-afsnit is 12. Vir 'n x-afsnit stel ons y gelyk aan 0. Y gelyk aan 0. So dan gaan hier staan 0 is min 'n derde x plus 12. Dan kan ons daai min 'n derde oorgooi, dan sit 'n derde x is 12. En dan, hierdie kant staan maal 'n derde, daai kant gaan jy moet deel met 'n derde. As jy deel met 'n derde, is dit dieselfde as met 'n maal met 3. Dan moet jy uitkom by 36. Met ander woorde, dis 'n negatiewe lyn wat die y-as by plus 12 sny en die x-as by 36 sny. So hy moet so afgegaan het onder toe, deur die x-as by 36 en deur die y-as by 12. Okay. Dan y gelyk aan 5, hoe lyk dit? Dis net 'n perfekte lyn wat deur al die punte gaan waar y 5 is. So dis 'n perfekte horisontale lyn deur 5. Reg? Hoe lyk x gelyk aan 2? Dis 'n perfekte vertikale lyn wat deur al die punte gaan waar x 2 is. So hy moes net so geloop het deur 2. Jeff, ons dalk kyk en vir ons die eie x wil intik wat Baas as Okay, so dis net daai 4 tipes reguitlyne wat jy gaan moet kan skets. 'n Positiewe een, 'n negatiewe een, 'n perfekte horisontale een en 'n perfekte vertikale een. Okay? En ek soek dit so met 'n dubbel afsnit, niks tables nie, niks. Ek weet nie wat so goed julle aanvang nie. Tweede een, bepaal die vergelyking. Van 'n lyn wat die y-as sny by 2 en 'n helling het van min 1. Ons maak dit al. So ons gaan nou net 'n klomp doen wat hulle in woorde vir jou basies leidrade gee vir wat die vergelyking gaan wees. So die standaard vergelyking vir 'n reguitlyn is y is gelyk aan mx plus c. So nou gee hulle vir jou die helling. Die helling is min 1x en hulle gee vir jou die y-afsnit, so dis net plus 2. Baie straightforward, né? Tweede een. Bepaal die vergelyking van die lyn wat deur die punt 3, 2 gaan en 'n y-afsnit by min 2 het. Okay. So waar begin ons? Hy is gelyk aan mx plus c, né? So elke keer gaan jy terug na daai standaard vergelyking toe. En dan skryf jy wat jy reeds het. Op die oomblik weet jy die y-afsnit is min 2, so dit kan verander in mx min 2. Maar nou moet ons nog steeds die helling kan bereken.
Nou jy kan die helling gaan uitwerk tussen hierdie twee punte, as jy daai as 'n koördinaat vat en gewone hellingssommetjie gaan doen, of jy kan net daai punt invervang. So maak die y 2, maak die x 3 en los op vir m. So as ek daai 2 gaan oorgooi, word dit 'n 4 is gelyk aan 3m. So die helling is eintlik 4 op 3. En onthou dan net om die vraag te beantwoord, dit wil sê y is 4 op 3x min 2. Is dit nie 3 op 4 nie? Nee, want die 4 was eerste daar. O, okay. Ja, wees versigtig vir dit, nee. Jy deel met 3. So jy vat die 4 en jy deel hom met 3. Jy deel nie 3 met 4 nie. Jy gaan nie sulke somme iets. Ja, dat gaan. Hierdie raadvlak. Ja. Ja. So die vraag sal 2 analitiese meetkunde. Vir hulle bepaal die vergelyking van die reguit lyn en dan is almal so "Dit kan nie." Dit is nie beter. Like rarig. Okay, nommer C. Sê hulle vir jou 'n helling van 3 en hy gaan deur die punt min 1 en 2. So ons gaan terug na die standaard vergelyking toe, y is gelyk aan mx plus c. Dan kan ons invervang reeds die helling, so ek kan sê dis 3x plus c. En nou om vir c op te los, vervang ons net weer die ander punt in. So ek maak die y 2 as die x min 1 is. So dan staan daar 2 is min 3 plus c. As ek daai min 3 gaan oorgooi, word dit 'n 5. En dit beteken my vergelyking is 3x plus 5. Okay. En dan die moeilikste een van hulle almal. As hy deur 5 en min 1 gaan en deur 4 en min 3 gaan. So die verskil is nou, hulle gee nie vir jou die helling nie. Hulle gee nie vir jou 'n spesiale y-afsnit nie. So jy het nie iets wat dadelik ingaan gaan soos daarso het ons dadelik die M3 gemaak of by die vorige een het ons dadelik die C-2 gemaak. Jy het nou nie so iets nie, jy het net 2 punte. So as jy gaan begin met jou vergelyking y is gelyk aan mx plus c, dan kan jy 1 punt invervang, maar dan gaan daar nog steeds 2 veranderlikes wees. Reg? En dan kan jy die ander een invervang, dan gaan daar nog steeds 2 veranderlikes wees. En met 2 vergelykings, met 2 veranderlikes kan ons 'n gelyktydige oplossing doen. Okay? Of daar's 'n ander manier. Wat het jy nodig in hierdie vergelyking? 2 goed, jy het die helling nodig en jy het die c nodig. Nou met 2 punte kan jy mos die helling kry. So jy bereken eintlik net die gewone helling. So ons gaan sê helling is y2 min y1 op x2 min x1. En dan vervang ons in. So die verskil in die y-waardes, ek gaan van bo af onder toe, min 1 minus minus 3 op 5 minus 4. So daar is eintlik min 1 plus 3 wat 2 is, 5 min 4 wat 1 is. So nou weet ek dat die helling 2 is, so ek kan terug gaan hierdie kant toe, en dit vervang met 2x plus c, en dan is ons terug by presies die vorige voorbeeld, nee? Waar jy nou net 'n punt moet invervang om vir c op te los. Nou dit maak nie saak watter een jy vat nie, hulle albei lê op dieselfde lyn, so ek gaan my y min 1 maak as my x 5 is, plus c, so min 1 is 10 plus c, en dan gooi ons daai 10 oor, dan word dit min 11. Met ander woorde, die regte vergelyking is 2x min 11. Wat baie vinniger is as daai gelyktydige oplossing opsie, nee? Dit sal nog steeds uitwerk, maar die oomblik as daar 2 punte is, dan werk jy nie die helling uit. Okay? Dit is al die maniere wat hulle vir jou kan vra op bepaal die vergelyking van 'n reguit lyn. So al wat jy nodig het vir 'n reguit lyn is helling en 'n punt. Want jy moet die helling kan invervang en dan moet jy daai punt kan invervang om vir c uit te werk. Tensy hulle vir jou die c gegee het. En dan die moeilikste weergawe is 2 punte, dan moet jy eers die helling bereken en dan een van die punte invervang om die vergelyking te bepaal. Almal by. Okay. Dan die ander ding wat bykom by reguitlyne is wanneer lyne parallel is en loodreg is. So kom ons maak hierdie lyn AB. Dit moet net so 'n bietjie sag hier so. Onthou. So ons gaan sê as AB parallel is aan CD, dan sal die helling van AB gelyk wees aan die helling van CD, né?
Nou in terme van 'n reguitlyn vergelyking, hoe hulle dit gaan vra, as hulle kan vir jou sê byvoorbeeld, bepaal die vergelyking van, kom ons vat hierso, voorbeeld A. Ek gaan dit nou net noem, nommer 3. So hulle sê vir jou byvoorbeeld, as y gelyk is aan 4x plus 2, ewewydig is aan y gelyk aan ax plus 7, wat is a? So as twee lyne parallel is, dan moet hulle dieselfde helling sê, né? So dit beteken, daai 4 en daai a is veronderstel om dieselfde ding te wees. So ek kan net sê, a is 4. Dan, wat gebeur by loodregte lyne? As ons dit a en b noem, c en d noem, kan ek hierso sê, as AB loodreg is op CD, dan sal die helling van die een gemaal met die helling van die ander een gelyk wees aan min 1, né? So daarso doen ons 'n resiprook, enige getal ruil ons net om. So ek vat die teller en ek sit hom onder, ek sit die noemer bo en ek verander die teken ook. So byvoorbeeld, as y gelyk aan bx min 1 loodreg is op 3x min 2y gelyk aan 4. Wat is B? So in die eerste plek, die lyn waarop hy loodreg gegee word, is nie in standaardvorm nie, né? So ek gaan daai eers moet gaan verander in standaardvorm. So ek gaan daarso my y alleen kry, so min 2y is eintlik min 3x plus 4, en dan kan ek deel met min 2. So ek gaan kry 3 op 2x minus 2. Onthou 4 gedeel deur min 2 is min 2, né? Okay, so y is gelyk aan 3 op 2x min 2 is die lyn wat hy dan nou op loodreg is. Dit beteken, hierdie helling is 3 op 2. So wat sal die loodregte helling dan wees? Min 2 op 3. Nou wat ons gesê het, jy draai die breek om en dan verander jy die teken, né? So daai vergelyking gaan dan eintlik wees y gelyk aan min 2 op 3x min 1. Daai B vergelyking. Dus B is min 2 op 3. As hulle net vra vir B, hoef jy nie eintlik die vergelyking B te skryf nie, né? Jy kan net sê B is nou min 2 op 3.